En welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wie se hart net nie wil rustig raak nie. Jy is dalk al moeg, jou lyf wil rus, maar diep binne in jou is daar nog beweging. Jou gedagtes is besig, jou emosies voel de mekaar. Jy probeer stil word, maar jou hart bly draai om daardie selfde dinge. Dalk was vandag net te veel. Te veel woorde, te veel spanning, te veel mense, te veel dinge wat jy moes dra en nou aan die einde van die dag wil jy net rustig wees. Maar dit voel asof jou hart net nie weet hoe nie. Jy lê dalk en dink aan alles wat gebeur het, aan wat gesê is, wat nie gesê is nie, aan môre, aan mense, aan geld, aan jou huis, aan jou kinders, aan jou huwelik, aan die ding wat jy nie kan verander nie. En ek wil vanaand vir jou sê, God is nie haastig met jou hart nie. Hy weet wanneer jou hart onrustig is, hy weet wanneer jy probeer kalm lyk, maar binne-in voel jy gespanne. Hy weet wanneer jy sê, Here, ek wil rus, maar ek kry dit net nie reg nie. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, ek is God. Daardie vers beteken nie jy moet jouself forceer om niks te voel nie. Dit beteken jy mag ophou probeer om alles self te beheer. Jy mag stil word by die een wat steeds God is, selfs wanneer jou hart nie rustig voel nie. Partykeer dink ons vrede beteken alles moet eers uitgesorteer wees. Die gesprekke moet reg wees, die rekeninge moet betaal wees, die persoon moet eers verander. Die antwoord moet daar wees, maar God se vrede werk anders. God se vrede kom voordat alles reg is. Soms moet die situasie nog dieselfde lyk, sodat God eers die vrede in jou hart kan laat begin werk. En daardie wete van, ek is nie alleen hierin nie. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, ons moet ons bekommernisse deur gebed na God toe bring, en dan sal sy vrede ons harte en gedagtes bewaar. En ek hou baie van daardie woorde, jou hart en jou gedagtes. Want dit is dikwels waar ons die meeste beklei in die nag. In ons hart en in ons kop. Jou hart voel swaar en jou kop probeer antwoorde kry. Jy dink aan elke moontlike oplossing. Jy probeer uitwerk wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, wat jy gaan doen, hoe jy dit moet hanteer. Maar ek wil vir jou sê, jy hoef nie vanaand alles uit te werk nie. Jy kan net begin deur vir die Here te sê, Papa Vader, my hart is onrustig en ek bring dit na U toe. Nie 'n lang gebed, mooi woorde, wat ook al nie. Wees net eerlik, want die Here werk met ons harte. Jy hoef nie voor hom te maak asof jy rustig is wanneer jy nie is nie. Jy kan vir hom sê, Here, ek voel gespanne, ek voel bang, ek voel moeg, ek voel oorweldig, ek voel geïrriteerd. Help my. En die Heilige Gees kom nie hard na 'n moeg hart toe nie, hy kom sag, hy bring jou terug na rustigheid. Hy bring jou terug na die waarheid. Hy herinner jou dat God steeds naby is. Miskien is daar iets wat jy vanaand moet los. Nie omdat dit nie belangrik is nie, maar omdat jy dit nie deur die nag kan dra nie. Miskien is daar 'n persoon wat jy moet oorgee aan die Here, 'n gesprek wat jy moet neersit, 'n bekommernis wat jy uit jou hande moet uithaal en vir die Here moet gee. Nie alles kan vanaand opgelos word nie, maar jou hart kan vanaand by die Here rus. Jesus sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Dis nie 'n vrede wat die wêreld gee nie. Dis nie 'n vrede omdat alles perfek is nie. Dis 'n vrede omdat Jesus by jou is. Dis vrede wat jy kan vashou wanneer jy nie weet wat môre gaan bring nie. So vir vanaand, haal asem. Jy hoef nie jou hart te dwing om op een slag rustig te wees nie. Bring net elke gedagte
elke vrees, elke traan, elke bekommernis nader aan God. Sê vir die Here, ek gee hierdie dag vir U, Vader, ek gee hierdie nag vir U, ek gee my hart vir U, en wanneer jou gedagtes weer begin rondhardloop, bring dit terug, een vir een, nie met skuld nie, met vertroue. God is altyd geduldig met ons. Hy verstaan hoekom jou hart onrustig is. Hy weet wat jy vandag moes dra. Hy weet wat vandag uit jou uitgehaal het. Hy weet wat jou bang maak. Hy weet waar jy moeg is. En hy is naby genoeg om jou vanaand vas te hou en te dra. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wie se hart nie wil rustig raak nie. Here, U sien die gedagtes wat aanhou draai en maal in ons koppe. U sien die spanning, die bekommernis, die moegheid, die emosies wat hulle nie altyd kan verduidelik nie. Ek bid dat U vanaand U babbel van beskermende liefde om hulle sal vou. Maak hulle harte stil, bring vrede waar daar onderdrukking is, bring lig waar alles te mekaar voel, bring rus waar hulle liggaam moeg is, maar hulle gedagtes nog wakker bly. Here Jesus, U het gesê U gee vir ons vrede, en ek vra dat U vrede vanaand oor elke hart sal kom lê. Nie net oor die maklike plekke nie, maar ook oor die plekke wat bang, seer en gespanne voel. Heilige Gees, kalmeer hulle gedagtes, help hulle om hierdie dag te kan neersit, help hulle om nie deur die nag te dra wat in God se hande behoort nie. Papa Vader, gee vir hulle wysheid vir môre, maar vrede vir vanaand. Laat hulle weet dat hulle nie alles nou hoef uit te sorteer nie. U is wakker, U is naby en U hou hulle vas. Ek spreek rus oor hulle harte, stilte oor hulle gedagtes en vrede oor hulle huis. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart vanaand stadig tot rus bring. Mag jy onthou, jy hoef nie alles uit te werk voordat jy God se vrede mag ervaar nie. So rus vanaand. Geseënde aand. Shalom.